Motoriste word gewaarsku oor bedrieglike aardtoeboetes en 'n Amerikaanse man word die eerste skier wat van Berg Everest afski. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. Die Padverkeersoortredingsagentskap, die RTIA, waarsku motoriste teen 'n toename in bedrieglike aardtoeboetes met die aanvang van die nuwe stelsel op 1 Desember 2025. Swendelaars gebruik digitale skakels om motoriste te mislei, wat soms tot geblokkeerde lisensies op nates lei. Boetekaartjies wat reeds betaal is, word weer deur swendelaars gesirkuleer. Motoriste sal tot 1 Desember vanjaar amptelik kennisgewing per geregistreerde pos ontvang. Na 1 Desember is dit egter belangrik dat motoriste boetes op die amptelike aardtoe webwerf verifieer en nie enige verdagte e-pos of betaalskakel te volg nie. Die rol van adjunkministers is onder die loep nadat een van die land se 2 adjunkministers van polisie, Castle Matale, erken het dat geen pligte aan hom toegeken is nie. Hy het aan die parlement se ad hoc komitee wat ondersoek instel na polisiekorrupsie gesê dat die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, nie aan hom of sy mede-adjunkminister Polly Boshielo pligte gegee het nie. En al 3 ministers is in Junie verlede jaar deur president Cyril Ramaphosa aangestel. Action SA het intussen 'n grondwetwysiging voorgestel om die pos van adjunkminister heeltemal af te skaf. Die party sê die feit dat adjunkministers nie gemagtig is om in te tree wanneer ministers afwesig is nie, maak hulle rol feitelik betekenisloos. Die ANC se nuut aangestelde provinsiale taakspan in die Wes-Kaap gaan skouer aan die wiel sit om kiesers in die provinsie se steun te probeer wen. Die ANC in die Wes-Kaap het besluit om sy uitvoerende komitee te skommel om die party te vernuwe. Die ANC het tydens verlede jaar se algemene verkiesing nasionaal en in verskeie provinsies stemme verloor waar hy een sterk ondersteuning geniet het. Die 50-jarige Jim Morrison het die eerste persoon ter wêreld geword wat van Berg Everest afgeski het. Hy het van die gevaarlike noordelike aansig van die berg afgeski. Morrison het die uitdaging saam met die beroemde filmmaker en bergklimmer Jimmy Chin aangepak. Chin sê die projek het 5 jaar gelede begin en die klim het 3 pogings geneem om te voltooi. Morrison het die mylpaal om 7:15 die aand behaal nadat hy meer as 6 weke op die berg deurgebring het. Die aftog het ongeveer 4 ure geneem. En dit bring ons aan die einde van die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so.